Goeienaand broers en susters, baie welkom by ons tweede aanddiens van Pinkster. Dit is maandag aand vanaand en mag die Here vir ons iets groots in die mou voer. Kom ons bid saam en kom ons vra die Heilige Gees om ons te lei. Ons Here, ons wil vanaand vir U baie dankie sê dat U so geweldig lief is vir ons, dat ons U ons Vader kan noem en dat U ons U kinders noem. Here, ons vra dat ons vanaand ook deur ons verlossing vernuwe en versterk sal word. Praat asseblief met ons deur U woord en ook deur U Heilige Gees. Amen. Ons lees vanaand uit Filippense. Hy begin hierso hoofstuk 2 in bladsy 2, 3, 4 in my Bybel. Filippense 2 en ons lees vers 5 tot 11. Laat dan die gesindheid wat daar in Christus Jesus was, ook in julle wees. Hoewel hy in die gestalte van God was, het hy gelykheid aan God nie beskou as iets om aan vas te klem nie, maar hy het homself daarvan leeg gemaak, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy in die vorm van 'n mens verskyn het, het hy homself verneder, deurdat hy gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en aan hom die naam geskenk wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elke knie sal buig, van diegene in die hemel en op die aarde en onder die aarde, en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God die Vader. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat die woord hoor en ook daaraan gehoor gee. Daar is 'n spreekwoord wat lui: dis altyd die donkerste net voor sonop. Dit beteken dat as mens voel of jy in 'n gat sit, jou beter voel dalk baie naby is. Maar ek hoef nie vir mense wat al 5 uur in die oggend opstaan sê dat die spreekwoord nie heeltemal waar is nie. As die son 6 uur opkom, dan kan ons 1 minuut voor 6 eintlik al heel lekker genoeg sien. Wie van ons het al van die stad Iznik gehoor? Ek dink nie baie mense nie, reg. Iznik is 'n stad in Turkye. Iznik se ou naam was in die dae van die Romeinse Ryk Nicaea. Die moderne stad is deur die eeue rondom die ou dorpie van Nicaea gebou. En in 325, 1700 jaar gelede, was daar 'n baie groot vergadering. En die vergadering het gegaan oor Jesus. Ek in die kerkraad, die ouderlinge en die diakens, dan die Denise, ons hou gewoonlik kerkraadsvergadering onder andere oor die Here, maar ons gesels baie keer oor minder belangrike goed wat nou dadelik moet aandag kry. Ons gesels oor goed soos die kerksaal se vloer wat stikkend is. Ons gesels oor die vleimuise wat mis in die kerkgebou se dak. Ons gesels oor sulke meer puntenerige sake. En dis vir my so mooi dat ons kan sê af en toe hou mense 'n vergadering net oor Jesus. Maar daar was 'n probleem gewees oor Jesus. Nou voordat ons te hard is op daai tyd se mense, moet ons onthou dat in 325 na Christus hulle nie al die eeue se navorsing, al die eeue se denke oor die Bybel gehad het nie. Hulle is juis van die mense wat ons vandag help om te dink soos wat ons dink. As dit nie vir hulle was nie, dan het ons dalk nie alles verstaan wat ons vandag verstaan nie. Daar's vandag bakkies, want daar was eers donkiekarre en perdekarre. En daar was donkies en perde, want mense het op donkies en perde gery. En hulle het dit gedoen, want op 'n dag, toe het een of ander mal mens besluit, kom ek kyk of ek op hierdie groot dier kan ry, sonder dat dit my skop en sonder dat dit my afgooi. So as dit nie vir die mal mense was, het ons nie vandag bakkies en motors gehad nie. So die mense wat by die vergadering van Nicaea was, hulle was van die pioniere om ons te help dink oor Jesus vandag. En daar was 'n bepaalde dwaalleer onder lidmate van die kerk in daardie jare met die naam van Arianisme. Daar was 'n priester, 'n teoloog,
met die naam van Arius. Dis waar die naam vandaan kom. En hy het gesê, Jesus is nie heeltemal God nie. God die Vader is God. Jesus, die Seun van God, is God minus 1. En die Heilige Gees is dan 'n God minus 2. Die Vader is die belangrikste, dan die Seun, dan die Gees. En dis toe by hierdie vergadering van Nicea, wat Jesus as 100% God weer beskryf en bely word. En dis hoekom ons in die woorde van die geloofsbelijdenis van Nicea kry, waaragtige God uit waaragtige God. Beide Jesus en die Heilige Gees is 100% ook God, nes God die Skepper 100% God is. Dis nou die kennis waarmee ons werk vandag. Maar die vergadering van Nicea gee nie vir ons net blote teologiese kennis nie. Wat ons bely oor Jesus, behoort ook sekere implikasies te hê vir ons lewens vandag. In 'n neutedop bely die gedeelte van die belydenis van Nicea waaroor ons vandag nadink 3 stellings oor Jesus. Die eerste een is Jesus het mens geword. Ons lees ook daarvan baie duidelik in Filippense in ons skriflesing. As jy vir enige iemand vra, waar is dit lekkerder? In die hemel of op die aarde? Wat sê ons? Ek dink meeste mense sal sê om fisies in die volle teenwoordigheid van die Here te wees is 100% beter as enige pret wat ons op aarde kan hê. Ons weet nie presies hoe dit in mekaar steek nie, maar Jesus het fisies by die Skepper begin. En ten spyte hiervan was Jesus bereid om aarde toe te kom en hy het mens kom word onder ons. En dis onmenslik belangrik dat Jesus weet hoe dit is om mens te wees. Dit beteken, Jesus kan vir ons sê, ek verstaan hoe jy voel. Baie keer het ons 'n probleem, en dan kom mense wat goed bedoel, maar wat eintlik nie weet hoe dit voel nie, en hulle sê vir ons, maar ek verstaan hoe jy voel. Dan verstaan hulle nie regtig nie, en dan ontstel dit ons. Maar Jesus het self honger, dors, vaak, moeg, gelukkig en kwaad geword. So as ons moedeloos is, of as ons planne opraak, of as ons seer het, dan kan hy sê, hy ken ons pyn, en hy kan dit bedoel. Jesus 'n mens word, dit beteken ook dat mense belangrik is. Nou daar's baie diere in die diereryk, wat sterker is as mense, wat meer natuurlike wapens het, wat ons lag kan afstof. Maar Jesus het nie aarde toe gekom as 'n leeu of as 'n olifant nie, maar as 'n mens. Ek dink persoonlik, daar's ook diere wat baie wyser is as mense. Diere besoedel nie, hulle het nog nooit slawerny gehad nie, en diere het nie spanning op dieselfde vlak as wat mense het nie. Maar tog kom Jesus nie aarde toe as een van die slimmer diere soos 'n gorilla of 'n dolfyn nie. In Genesis sê God vir die mens, julle moet kyk na die aarde. So mense is spesiaal omdat ons 'n baie belangrike verantwoordelikheid het. Ons is die bestuurders van wat God gemaak het. God sit ons aan die bopunt van die voedselketting, al is ons nie die sterkste spesies nie. So duidelik is mense baie belangrik vir die Here. En die feit dat Jesus as mens aarde toe gekom het, bevestig dit net weer eens. Die volgende stelling wat Nicea bely oor Jesus, is dat hy gelei het en dat hy gekruisig is. Jesus het nie net mens kom word nie, hy het ook tussen ons en as een van ons gesterwe. In Filippense leer ons dat dit deel was van Jesus se lyding, deel was van sy vernedering. Want Jesus het die prys betaal vir iets wat hy nie verkeerd gedoen het nie. Hy het die prys betaal vir die mens se sonde. Ek ken 'n paar mense wat al in die tronk was en wat familie het in die tronk, en almal sê vir my die tronk is 'n verskriklike plek. Dis 'n aardige plek. Ons wil nie daar wees nie en ek kan nie dit oorbeklemtoon nie. Een keer toe het 'n ouer vir my gesê, hulle het vir hulle kind gaan kuier in die tronk en daar het die kind nie baie lank in die tronk was nie. Toe het die kind kopluise gekry en seker 30 kilogram verloor, net oor 'n paar maande se tyd. So verbeel jou nou, die polisie kom jou haal en sê, maar jy gaan nou tronk toe.
Hulle vat jou weg, want jy het geld gesteel. Behalwe jy het nie geld gesteel nie. Hulle het die verkeerde verdagte beet hierso. Jy is onskuldig. Sal ons tevrede wees hiermee, as ons net opgesluit word, sonder dat ons skuldig is? Ek sal dit nie duld nie. Ek sal dadelik probeer om 'n prokureur in die hande te kry. Ek sal dadelik begin om my saak voor te berei, en sodat ek weg kan kom daar. Maar dis nie wat Jesus doen nie. Jesus sê, goed, ek was nie skuldig nie, maar ek sal nie in iemand anders se plek tronk toe. Behalwe, soos ons weet, dit was nie net tronkstraf nie, dit was doodstraf. Jesus se gehoorsaamheid en vernedering maak dat ons God se beste kinders kan wees. Jesus maak dat ons in kan wees by die Skepper. God doen dit want God is lief vir ons en het 'n plan gemaak, sodat God nie hoef toe te laat dat ons almal verlore gaan nie. En omdat Jesus so onselfsugtig was, vra die Heilige Gees dat ons ook 'n bietjie soos hy sal wees. Natuurlik is Filippense nie geskryf net om 'n paar mooi woorde oor Jesus te sê nie. Dis nie geskryf as 'n lied of selfs as 'n lesing nie. Ek gaan vir ons blaai net 'n klein bietjie verder. Ek gaan vir ons blaai na Filippense 4 vers 2 en 3. Ek gaan vir ons lees wat daar staan. Ek vermaan Euodia en ek vermaan Sintige om in die Here eensgesind te wees. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, help die vroue. Hulle het saam met my vir die saak van die evangelie gestry, ook saam met Clemens en my ander medewerkers, wie se name in die boekrol van die lewe staan. Dis wat ons ook kry later in Filippense. Deel van die probleem onder die mense van Filippi daar was twee volgelinge van Jesus wat nie meer langs dieselfde vuur kon sit nie. Hulle was kerkmense gewees, so my raaiskoot is, hulle het oor iets onnodig beklei. Hulle het oor iets beklei wat nie op die ou end baie saak maak nie. So Paulus skryf vir hulle, en dis wat ons ook hoor vandag. Jesus het vir ons so baie opgeoffer. Hy was so nederig gewees. Hy het sy lewe gegee sodat ons mekaar se broers en susters kan wees. So die minste wat ons dan kan doen, is om te probeer om die gestryery te los en om lief te wees vir mekaar. Dis hoekom ons so baie lees in Filippense van Jesus se nederigheid en van sy gehoorsaamheid. En ons volg mos vir Jesus, so daarom moet ons ook soos hy probeer om lief te wees vir die mense wat oor ons pad kom. Ons weet Jesus is nie gekruisig omdat hy verveeld was nie. Jesus is nie gekruisig omdat dit vir hom lekker was nie. Maar Jesus het die kruisiging aanvaar omdat die Here vir ons te lief is om ons net so in ons sonde te los. So omdat Jesus dit vir ons gedoen het, wil die Here hê ons moet lief wees vir die mense wat oor ons pad kom. Ons moet onnodige konflik, onnodige onmin, moet ons agter ons los. Maar dit was nou Jesus se menswording en Jesus se lyding en kruisiging. Ons weet ook dat die evangelie van Jesus nie stil by Jesus se dood nie. Die derde deel van Jesus se werk op aarde, wat Nissia bely, is dat hy uit die dood uit opgewek is. Die mense van daai tyd en ons vandag hoor ook dat nie eers die dood kan vir Jesus oorwin nie. Ons lees dat Jesus na sy lyding verheerlik is. Jesus is koning oor die ganse skepping. En dit leer vir ons die eenvoudige maar belangrike les, dat daar altyd een of ander vorm van hoop is, al lyk dinge hoe sleg. Nou moet ek net so 'n vinnige vrywaring vir ons gee. Nee, dit beteken nie ons gaan altyd kry wat ons wil hê nie. Dit beteken nie eers ons gaan altyd kry wat ons dink ons nodig het nie. Ek moet altyd keer dat mense dink dat ek vir hulle sê Christelike hoop beteken alles loop altyd reg. Alles behalwe ons wat Christene is, weet mos hoe moeilik die lewe kan raak.
Partykeer sê mense, die Here jaag die storm weg, en ander kere sal die Here vir ons 'n sambreel gee. Maar ons hou van reën in die Karoo, so kom ek vat vir ons 'n ander beeld. Partykeer sal God vir ons die reën gee, soos wat ons ook nou gesien het onlangs. Ander kere sal God vir ons wys hoe om met minder skaap te boer. Ander kere sal God partykeer vir ons iemand stuur met 'n vrag voer. Partykeer sal die Here vir ons iemand stuur wat 'n goeie prys aanbied vir die plaas. Partykeer word ons eggenoot gesond. Ander kere gee God vir ons goeie vriende om ons te dra na hulle afsterwe. Jesus se opstanding wys vir ons, al dink almal dis nou die einde, net die Here alleen kan verseker sê. En as die Heilige Gees vir Jesus fisies opgewek het, kan ons ook emosioneel weer herstel. Dis nie 'n sonde om kwaad te wees of om teleurgestel te wees in die lewe nie. Partykeer is die lewe onregverdig. Partykeer maak mense en gebeure verkeerd met ons. Maar dan loop jy ook weer mense raak in jou geloofsreis, wat die Here so dra, ten spyte van alles. Ek het al in my werk baie by siek mense gekom, en dan weet ek nie hoe hulle soveel vrede kan hê nie. Ek het al soveel keer gedink dat, as dit nou ek was, dan het ek lankal goed omgestamp, lankal goed afgebrand. Maar dis wat die Heilige Gees kan doen. Die Heilige Gees, soos wat ons eendag verseker is van die ewige lewe, kan die Heilige Gees ons nou vandag al reeds laat lewe. God se Gees kom bemoedig ons, kom vertroos ons nou al, meer as wat ons kan verstaan. Ek dink wat ons vandag hoor in 'n Sia bely oor Jesus, is miskien daai 1 minuut voor 6 voormiddag. Ons kan nie altyd al klaar die son sien nie, maar daar's al lig. Ons verstaan nie altyd die hoe of die wanneer van ons hoop nie, maar ons verstaan 'n klein ietsie van die wie. Amen. Soos wat ons gisterand huiswerk gehad het, kry ons vandag weer huiswerk. En hierdie huiswerk gaan nou so klein bietjie verder strek as wat gister sin het. Gister moes ons met een persoon gaan gesels het, net hoor hoe dit gaan, wat ons nie elke dag sien nie. Voor môre aand gaan elkeen van ons bid vir een persoon, wat ons nie normaalweg voor bid nie. Ek gaan nou ook vir ons sê, dit mag nie iemand wees op die gemeenteblad se gebedslys nie, dit is boere verneek, ons moet in elk geval almal vir hulle bid. Dit moet iemand anders wees, dalk iemand wat net jy van weet. Gister het ons Vader ons genooi om vandag iemand deel te maak van ons sosiale optrede. Vanaand nooi ons Verlosser ons om iemand in te sluit by ons geestelike een. Amen. Ons Here, ons wil vandag vir U dankie sê vir U geweldige liefde en vir die magnifieke gawe van U Heilige Gees. Jesus, ons besef dat U vir ons meer gedoen het as wat ons kan verstaan, en dat U dit nie gedoen het omdat U selfgesentreerd is, omdat U selfsugtig is nie, maar U het dit gedoen sodat ons kan lewe. En daarom vra geloof in U 'n soortgelyke houding, liefde vir ander, ten spyte van onsself. Help ons om met vrede te lewe in ons gemeenskap. Help ons om nie altyd die laaste woord hoef in te kry nie. Help ons om die minste te wees. En om in nederigheid en gehoorsaamheid te lewe. Ons dink ook aan almal wat ons dalk nie van weet nie, Here. En ons vra dat U ons bewus sal maak van die mense rondom ons wat ons nodig het. Wees asseblief met elkeen van ons in ons geloofsreis. En help ons om te onthou
daar's hoop, want daar was liefde.